Goeiedag en baie welkom by AfriForum maak so. Vir hierdie episode het ons gaan gesels met Leo van der Merwe, wie se pa in die 1970s naby die Botswana grens vermoor is deur ANC insypelaars. Ons gesels met hom oor die moord en sy onlangse verskyning voor die Kampepe-kommissie. Dan vind ons meer uit oor veilige vuurwapenhantering en die ewige stryd om die voortbestaan van 'n bekende Pretoria se sportklub. Maar voordat ons daarby kom, AfriForum se watergehalte waarnemingsverslag het verlede jaar bevind dat net 14% van die 109 rioolsuiweringsaanlegte wat die organisasie landwyd getoets het, aan die minimumstandaarde vir veilige storting in 'n waterbron voldoen. Swak munisipale bestuur, vervallende infrastruktuur en toenemende druk op oorlaaide stelsels is maar enkele redes vir die groeiende krisis. 'n Krisis wat ernstige gesondheidsrisiko's inhou. Riool wat in dorpe en stede se strate vloei en inwoners se erwe oorspoel, het byna alledaags geword. Inwoners van Welkom sukkel al vir etlike jare met 'n reuse rioolprobleem wat so erg geword het dat 'n skool se rugbyveld nie meer gebruik kan word nie. Laerskoolleerders wat skool gaan langs 'n groot rioollek, moet ook daagliks die stinkende gemors oorsteek om by die skool of hul huise uit te kom. Ons het met sake-eienaars en inwoners van Welkom oor hierdie probleem gesels. Riool is nog altyd 'n probleem gewees, seker vir die laaste 10 jaar. So ons het 'n klasaksie regsgeding teen Machabeng aangesit so in 2022. Waar so 9 van ons besigheidsmense in die Stateway area, die hoofstraat van Welkom, bymekaar gekom het waar ons riool gehad het wat letterlik in Stateway afloop. As besigheidseienaar voor ons kantore is ons parkering weg. Ons kan dit nie meer gebruik nie. Want die area wat moet gebruik word vir parkering is onder water, is modder. Ek dink om dit met die munisipaliteit aan te meld is nogal 'n proses. Hulle trek net hulle skouers op. Die makliker gedeelte is ons gebruik die oppositiemaatskappye soos die VF+ en die DA. Ons meld dit by hulle aan, elke rioolprobleem, en lyk vir my hulle het bietjie meer mag as ons as publiek. Ek het groot geword in Welkom. Ek is nou al in besigheid van 1991 af, en 91 af. Wel, ek bedryf restaurante in die dorp en hier oorkant ons is 'n veld wat ons maintain. Ons laat dit die gras self sny, maar in die een hoek is daar riool wat daar oorspoel. Party aande kan my customers nie buitekant sit en iets eet nie, want die reuk van die rou riool, dit is net onaanvaarbaar. Ons het al party aande gekry dat niemand kom na ons restaurant toe nie, as die reuk te erg is. Die koopmandjie in die dorp raak net al hoe minder, want ons werkloosheid is natuurlik deur die dak. Ek dink Welkom is op 67% werkloosheid. So daar's baie diefstal, daar's baie inbrake, die plek is vuil. So die ouens gee op. Ek staan vandag spesifiek by hierdie, want dit is vir my na in my hart, omdat dit by 'n skool is. Omdat hierdie rioolhek in die straat afloop, dit is spesifiek waar die kinders moet loop as hulle skool toe gaan, as hulle huis toe gaan. Langs die skool is daar 'n huis en die rioolhek loop letterlik voor daardie huis se hek verby. Wat beteken daardie inwoner moet elke dag deur hierdie gemors inry na sy huis toe. Dis 'n groot gesondheidsrisiko, nie net vir die gemeenskap nie, maar ook vir ons water wat besoedel word deur hierdie lekke wat die hele tyd die dorp vol rondloop. Ons het verskeie pogings aangewend om met die munisipaliteit hieroor te praat. Daar's verskeie skrywes gestuur aan provinsiaal, aan die Menseregtekommissie in verband met hierdie probleem. Tot vandag het niemand nog moeite gedoen om hoegenaamd met ons in gesprek te tree om vir ons te verduidelik hoe gaan hulle hierdie probleem oplos nie. En as dit aangaan om die hele tyd so oral besoedel te word, is dit 'n wye kringloop wat die hele tyd gebeur, wat op die ou end gaan alles in duie stort as ons nie daadwerklik iets hieraan doen nie. Ek is Anneliese Watt, 'n inwoner van Welkom, en ons bly al 'n hele paar jaar hierso in Unicornweg. En die probleem het so 'n paar jaar terug sy kop uitgesteek, maar van Augustus af verlede jaar is dit 'n probleem wat nie ophou nie. Hy het aangehou vloei en het geblok hierso by ons, en die munisipaliteit kom uit, dan probeer hulle oopmaak, kom nie reg nie, en dan môre loop hy weer oor. Dit affekteer 'n mens, want jy moet stort, jy moet die toilet gebruik, en alles druk natuurlik op terug in die stelsel.
So jy kan nie mense oornooi nie, jy kan nie familie oornooi. Jy wil nie buite in jou tuin sit nie want dit stink. So ja, dit affekteer mens rarig. Jy wil nie hier wees nie. Vir my opinie is dat al hoe ons op die ou end hierdie probleem gaan oplos, is om ontslae te raak van die huidige bestuur wat Matjhabeng se munisipaliteit hanteer, sodat ons of privaat mense kan inkry om dan nou die rioolwerke en die waterwerke te bestuur namens die munisipaliteit, en totdat dit nie gebeur nie, gaan daar die hele tyd kontrakte toegeken word en tenders toegestaan word aan individue wat nie die werk kan doen nie. Om vir ons meer te vertel oor Suid-Afrika se groeiende rioolkrisis, gesels ons nou met Lambert de Klerk, bestuurder vir omgewingsake by AfriForum. Lambert, welkom by AfriForum Maak So. Baie dankie Karina en dankie vir die geleentheid. Lambert, jy werk nou al 'n geruime tyd met omgewingskwessies by AfriForum. Hoe groot is die land se rioolkrisis en watter bedreiging hou dit vir ons in? Ek dink Karina, as mense gaan kyk na die rioolkrisis, moet dit nie alleenlik gekyk word as net riool nie. Wat 'n mens moet verstaan is dat water in Suid-Afrika, eerstens ons het net so baie water en tweedens dit is half as ek praat maar van 'n bose kringloop wat ons het. Ons besoedel dieselfde water wat ons moet gebruik vir suiwering. Nou in die regering en die departement van water en sanitasie se nuutste groen druppel audit verslag wat hulle bekend gemaak het. Hulle het toe ook, hulle praat in Engels van 'n watch report gedoen vir die blou druppel, sowel as vir die geen water of no drop report. En in beginsel, net as ons gaan kyk na riool, is daar 948 rioolsuiweringsstelsels, nie net aanlegte nie, want jy moet na die hele stelsel kyk, en met ander woorde die pyplyne sowel as die pompstasies ensovoorts as geheel. Nou hulle het 948 van hierdie geaudit in hierdie jaar se verslag, in die 2024-2025 verslag, en wat kommerwekkend is dat 47% van hierdie aanlegte, dit is so net onder die, ek dink 500 aanlegte, dis 498 as ek dit reg het, van hierdie aanlegte is in 'n kritieke toestand. Wat beteken, dit is tot amper basies disfunksioneel in geheel. Wat beteken die pompstasies, die pyplyne lek, mangate wat oorloop en die probleem raak net groter. Die kommerwekkende ding is as jy dit vergelyk met die verslag van 2022 se groen druppel audit verslag wat hulle bekend gemaak het, het hy gespring van 39 of 37%. En dit is 'n kommerwekkende getal. Dit is in 'n kwessie van 3 jaar het hy so verswak. En die vraag is, hoekom het dit gebeur? Ek dink 'n mens moet bekommerd raak om te sê juist dat DWS en die Departement van Water en Sanitasie het eintlik direktiewe uitgereik na baie van hierdie munisipaliteite toe en hierdie aanlegte wat bestuur moet word deur munisipaliteite. En dit het net teen gronde gegaan en het geen gehoor gegee is aan hierdie kwessie nie. En dit maak dat dit 'n baie groot probleem is. En soos ek heel in die begin gesê het, is dat ons besoedel nou dieselfde water wat ons eintlik moet suiwer. En wat dit meer kommerwekkend maak, is die feit meerderheid wateraanlegte vir suiweringsdoeleindes vir jou vir drinkwater word op 'n spesifieke, daai aanleg word op 'n spesifieke stel, noem dit reëls gebou. Die water wat jy voortoets om jou aanleg so effektief as moontlik te maak om te suiwer. Nou verswak die water wat ons moet suiwer. Wat beteken die aanleg funksioneer ook nie meer optimaal nie, wat heel moontlik beteken dat die water wat jy gaan kry in jou kraan is nie noodwendig altyd veilig nie. En dit sien ons in plekke soos Parys wat deel is van die Ngwati plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat. En so kan die lys aan en aan gaan. So, jy het nou 'n bietjie aangeraak aan ons drinkwater wat besoedel word deur hierdie. Watter gesondheidsrisiko's hou 'n aanhoudende rioollek in vir mense, die diere en dan ook die omgewing? Die blootstelling van al hierdie tipe noem dit bakterieë wat daar in ons water is, kan eintlik vir jou van kleinskaalse maagaandoenings tot baie ernstig selfs dood lei. En dit is die groot risiko wat daar is. En dit is in terme van nie net as jy vuil water sou drink nie, maar selfs soos ek genoem het in die begin, as jy blootstelling het aan verskeie bakterieë in riviere, selfs as jy byvoorbeeld gaan visvang en jy's in 'n rivier wat dalk besmet is met sekere goed soos E. coli en kom ons sê ongesuiwerde riool, is die blootstelling en risiko daar dat jy kan baie ernstig siek raak. Partykeer kan jy nie glad nie iets noem dit 'n aandoening kry of 'n siek word van dit nie, maar daar is die geval. En die groot ding wat 'n mens moet verstaan ook met baie keer met hierdie tipe kwessies is dat
Swakker immuunstelsels is uiteraard altyd makliker kwesbaar vir siektes as gevolg van die. So wat kan inwoners van 'n dorp doen wanneer hulle munisipaliteit nie riool lekker regmaak nie? So dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord in terme van Suid-Afrika, want ons het so vinnig gesels ook al daaroor. Ek dink veral in die konteks van Suid-Afrika is Welkom een van honderde dorpe wat dit mee gebeur. Die gewoonlik wat 'n mens sien is die meer kleiner dorpe is altyd eerste ooglopend kwesbaar vir hierdie tipe munisipale verval en dit gebeur meer in die kleiner dorpe, maar 'n dorp soos Welkom wat eintlik baie groot is dit 'n kommerwekkende teken wat vir die res van die land voortgehou word of die toekoms van hoe die land gaan lyk as daar nie daadwerklik 'n verskil gebring word nie. Nou ons sê altyd vir ons lede in dorpe is eerstens jy moet dit rapporteer, moniteer en dit op boek hou. Noem dit 'n papierspoor begin opbou. Dit is die eerste stap vir as jy 'n regsgeding sou wou gaan. In Engels praat hulle van 'n environmental management inspector wat die ou term is van 'n groen skorpioen. Jy kan dit ook so by DWS 'n klagte gaan lê as gevolg van dit as jy nie gehoor ken nie. Dit is ongelukkig die proses wat gevolg moet word vir 'n papierspoor. Maar ons glo ook by AfriForum en self doen en dit is uiteraard riool is bietjie moeiliker in 'n komplekse stelsel soos Welkom, en as ek praat van die stelsel is die totale riool aanlegstelsel, daar is nie net een riool aanleg in Welkom nie en daar is ook nie net een pompstasie nie. Daar is kilometers se pyplyne wat saam met dit gaan en die pompstasies alleen dink ek is oor die 50 pompstasies. So dit gee vir jou 'n baie groot probleem eintlik. En die grootste kwessie wat jy moet vir jouself sê is hoe eet jy 'n olifant? Jy begin stukkie vir stukkie. Nou ons glo in self doen en wat belangrik is met dit is 'n mens wil ook nie 'n geval hê soos Koster wat in 2020 dink ek gebeur het, waar mense eintlik onbaatsigtige verskil wou maak, 4 lede van die gemeenskap om 'n mangat wat verstop was reg te maak, ingegaan en hulle is op die einde ongelukkig oorlede as gevolg van die gasse wat in daai pyplyne was en hulle het nie eintlik eers besef wat gebeur nie voordat dit te laat was. So dit is belangrik wanneer jy hierdie tipe projekte doen om kom ons sê 'n blokkade oop te maak, moet jy dit saam met iemand doen wat eintlik weet wat hulle doen, bedoelende 'n geakkrediteerde loodgieter of so. Ek dink die tyd in Suid-Afrika is baie ryp vir die privaat sektor om toe te tree. As 'n mens kyk na hoe wetgewing in Suid-Afrika tans verander wat die waterdienstewet is, wat nou besig is in sy finale stadiums van goedkeuring, gaan daar 'n groter pad wees eintlik vir die privaat sektor om toe te tree. Want die manier hoe munisipale dienste in Suid-Afrika gelewer word, dink ek is verby tot 'n mate. En daar gaan baie meer gefokus word op privaat sektor en onafhanklike gespesialiseerde mense in die veld om eintlik hierdie kwessies op te los. Een van hierdie tipe voorbeelde wat ons in Engels baie keer gebruik is die community public partnership of die breë algemene term is die PPP, die public private partnership. So dit is 'n konsessie van soort. En ons glo dat dit is deel van die antwoord vir die toekoms vir waterdienste as geheel in Suid-Afrika. Net oor as 'n mens gaan kyk na al die audits wat deur die regering bekend gestel word, byvoorbeeld die blou en die groen druppel, sê ook een van hulle grootste goed is die feit dat daar is nie genoeg bekwame mense om hierdie aanlegte te bestuur nie. En ongelukkig is dit ook so dat die munisipaliteite kan nie meer vertrou word om hierdie dienste te lewer nie. En die antwoord vir dit gaan wees in die privaat sektor. Lambert, baie dankie vir jou tyd vandag en dat jy jou kennis met ons kom deel het. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Dit was lekker. Daar word toenemend in die nuus berig en op sosiale media gesien hoe mense lukraak vuurwapens in die lug afvuur of onverantwoordelik met vuurwapens werk. Megan Swart het by 2 AfriForum kenners gaan inloer om oor vuurwapenveiligheid te gesels. Sy het onder meer geleer hoe om 'n handwapen te gebruik en wat die wet oor die verantwoordelike gebruik van vuurwapens bepaal. Om 'n vuurwapen op te neem moet nie ligtelik gedoen word nie. Sonder die nodige kennis, dissipline en die raamwerk van die wet om jou te lei, kan die hantering van 'n vuurwapen dodelik wees. So wat moet ek weet om 'n vuurwapen veilig te kan hanteer? Megan, so wanneer ons vuurwapens hanteer, daar's 4 goue reëls wat ons altyd moet onthou. 1 is hou jou vinger van die sneller af. 2 is hanteer altyd jou vuurwapen asof hy gelaai is.
3 is hou altyd die vuurwapen in 'n veilige rigting. 4 is weet wat is jou teiken en wat is agter jou teiken. So dis die 4 goue reëls van hantering van vuurwapen. Wanneer ons begin die vuurwapen skiet, is daar 7 beginsels wat ons ook na kyk. 'n Paar van hulle is hoe jy staan wanneer jy die vuurwapen vashou, jou greep hoe jy die vuurwapen vashou en hoe jy die versiere belyn en dan ook jou sneller, hoe jy jou sneller trek om seker te maak dat jou teiken reg is en jy weet waar om te skiet. As ek na 'n teiken toe skiet, hoekom is dit belangrik om te weet wat ook agter die teiken staan? Dit is so belangrik, want as 'n ou aanlê op daardie teiken en iets gebeur, adrenalien hardloop, wat ook al die geval mag wees, en jy skiet daai teiken mis, en jy weet jy wat agter daai teiken is, en jy skiet dalk iemand, 'n kind, 'n mens raak, dan is daar verantwoordelikheid by jou. Hulle gaan vir jou vra, hoekom het jy nie seker gemaak wat agter daardie teiken is nie? En dan maak jy jouself oop vir strafregtelike vervolging. In die aard van die saak gaan hulle kyk na jou lisensie van jou vuurwapen of hulle dit gaan intrek en natuurlik siviele eise omdat jy daardie persoon se lewe geneem. Ek dink aan die voorkoms van mense wat al hoe meer skote afvuur in die publiek, dikwels vir begrafnis of 'n viering, en dan word hulle strafregtelik vervolg. In watter omstandighede mag ek 'n skoot afvuur? Artikel 13, 14, 15 en 16 van die Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000 is baie duidelik daaroor. Elke artikel sê dieselfde en dit handel oor lisensiering van die vuurwapens. En as jy luk raak in 'n omboude gebied of 'n dorp, skote aftrek omdat jy 'n partytjie gevoel wil skep, is dit verseker nie 'n regmatige doel nie. Trouwens, dit is 'n kriminele oortreding in gevolge daardie selfde wet, artikel 120 subartikel 7, wat sê jy mag nie in 'n omboude area skote aftrek sonder 'n baie goeie rede nie. Mag ek iemand anders se vuurwapen afvuur, byvoorbeeld soos my man se, as ek nie 'n lisensie het nie en die nooddruk? Baie goeie vraag, en daai vraag het weer 2 dele. Mens sien baie dat pa's hulle seuns of dogters uitvat om te gaan jag. En artikel 22 van daardie selfde wet sê dat iemand onder jou direkte beheer met jou vuurwapen mag werk. Weereens, waar dit veilig is om te doen en vir 'n regmatige doel. Jou tweede deel van jou vraag is, nou druk jy nood. Nou breek jy by my in, my man het dalk geval, het my man geskiet en sy vuurwapen is beskikbaar. Maar daardie kriminele oortredingkie wat jy begaan, weeg baie ligter as die reg wat jy beskerm. En dit is jou en jou kinders se lewens. En weens daardie rede, as die ding in die hof opeindig, gaan jy noodtoestand kan pleit en dit gaan dit dien as 'n regverdigingsgrond en gaan jy nie suksesvol vervolg kan word. Dankie Marnus vir jou waardevolle insette. Ek weet beslis ek het iets geleer en ek seker die kykers het ook. Okay, Megan, ek gaan nou vir jou net 'n paar beginsels wys voor ons lewendige skote gaan vuur. So wanneer jy staan, is een voet bietjie voor die ander ene, laat jy lekker gemaklik. Ons wil nie jou hier nie en ons wil jou ook nie vorentoe nie. Hoekom ons so staan is wanneer dit nodig is, kan jy enige kant toe beweeg en jy kan ook dan bietjie van die vuurwapen se energie hanteer. Okay, wanneer jy die vuurwapen uithaal, so jy sien jou hand so hoog as moontlik op die greep en jy vou hierdie onderste 3 vingers lekker styf. So hierdie is jou skiethand en jy hoef nie jou skiethand vas te knyp nie, okay, want dis wat gebeur wanneer jy die vuurwapen vasknyp. Onthou altyd vinger van die sneller af. Okay, dan met jou bykomende hand sit jy jou ring of jou indeksvinger onder die trigger guard en jy vou hom lekker toe. Met hierdie hand kan jy lekker druk so hard soos wat jy kan om gemaklik vorentoe te gaan. Onthou om altyd veilig op te tree as jy 'n vuurwapen in jou hand het. Die Kampepe-kommissie is in Mei verlede jaar in die lewe geroep om ondersoek in te stel na die redes waarom individue wat verantwoordelik was vir politieke misdade tydens die apartheidsjare en nie amnestie gekry het nie vervolg is nie. Callie Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, het in Februarie vanjaar voor die kommissie verskyn. Hy het tydens sy getuienis 'n pleidooi vir gelykheid voor die reg gelewer. Hy het daarop gewys dat hoewel lede van die voormalige veiligheidsdienste uit die vorige bedeling vervolg word, ANC-leiers en ander wat onskuldige burgerlikes in terreurdade soos landmynaanvalle en bomontploffings laat teiken het, steeds kosvry daarvan afkom. Celia van der Merwe, die seun van die vermoorde Jaap van der Merwe, het ook sy getuienis voor die kommissie gelewer.
Advokaat Gerry Nel, hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, het Celie se getuienis voor die kommissie gelei. Hiertydens het Celie onder meer die besonderhede rakende sy pa se moord in 1978 uiteengesit. Ek het met Celie gesels om meer oor die moord op sy pa en sy uiteindelike verskyning voor die Kampepe-kommissie uit te vind. Celie, tragedie het julle gesin meegeval in 1978. Kan jy ons vertel wat gebeur het? Ja, ek dink op daai stadium, ons was woonagtig in Swartklip, klein myndorp waar my ma onderwysbos gehad het. My pa daar naby geboer op die plaas Marulosfontein. Hy het op daai stadium, ons familie is eintlik oorspronklik van 'n Merwe familie van Thabazimbi. Plaas Waggebietjies Draai, net buite Thabazimbi. Met 'n ander familieplaas, Doringlaagte, so 50 kilos noord van Thabazimbi. Ek was op daai stadium in die Koshuis Hoërskool in Rustenburg, ouer. En my pa het my ma 'n boodskap gelos. 'n Handnota wat hy geskryf het om te sê hy gaan 'n bok skiet op die familieplaas by Doringlaagte. So hy is daai dag weg, dit was laat in November 1978. En dit was die laaste keer wat ons hom gesien het. 'n buurman, Kas van Wyk, of Kas du Plessis, dink ek, het na my pa toe gekom op die plaas Doringlaagte. Hy het op 'n buurplaas geboer en hy het vir haar gesê vir my pa gesê dat sy ma oorlede is. My tannie het hom gebel, die buurplaas, en my pa moet na hulle toe kom op Waggebietjies Draai. So my pa is toe daar weg, skynbaar, en die Kas du Plessis het natuurlik vir my tannie gesê, hy het die boodskap vir hom gegee. En 2 dae later het hy net nie opgedag nie. So die volgende dag, die aand, toe bel my ma my tannie en sê, maar waar is my pa? Het hy daar opgedag? Is hy veilig by die plaas? En sy sê toe nee, hy is nie daar nie. En toe besef hulle dat daar, groot fout is. So in daai paar dae het hulle toe nou almal daar arriveer en almal het gesoek. So het was eintlik baie chaoties gewees op daai stadium, maar dit was dieselfde tyd wat my ouma oorlede is, so die familie kom by mekaar, die begrafnis moet gereël word, maar intussen soek hulle my pa. So dit was 'n week later wat hulle sy voertuig gevind het naby 'n grenspos. En toe het dit vir hulle duidelik geraak dat iets gebeur het. Vroeg, ek wil amper sê Maart die volgende jaar, het dit duidelik geword via die polisie, veiligheidspolisie met hulle informante, dat hulle kontak gemaak het met 'n informant wat vir hulle gesê het dat my pa op pad was terug van Doringlaagte toe hy die boodskap kry van my ouma wat oorlede is, en hy het langs die pad hierdie mense raakgeloop wat gemaak het of hulle ryloop. Volgens die inligting wat ons het 2 gemaak of hulle ryloop, 2 persone ryloop, en dat hy gestop het, hulle het hom oorval, hulle het hom gedwing om in die rigting van Botswana te ry, waar die ander 2 wat in die bos weggekruip het, na vore gekom het, en daar waar hulle opgelaai het hulle hom gevat en uit die voertuig uit gedwing in die bos in, en hulle het hom van agter af geskiet. Een van die persone wat betrokke was, het hom omgedraai en hom toe in die gesig geskiet. Van daar het hulle sy voertuig gevat en hulle het gevlug terug Botswana toe. Dit het gebleik dat die 4 MK soldate was. Nou skets ons hoe het julle lewens gelyk voor die insident? Voor die insident, ons is 5 kinders. Is ek en my broer, jongste broer Gerard, my suster Marieke, oudste broer Jan Petrus, my ander broer Bertus. So ek was op skool in Rustenburg saam met my suster. My jongste broer was daar op Swartklip Laerskool waar my ma pos gehad het op skool. En my oudste broer was op universiteit in
Potchefstroom. So ek sou sê ons was 'n normale Bosveld gesin. Ons was nie ryk familie nie, ons was 'n gemiddelde familie. My ma was natuurlik vir ons 'n groot steunpilaar, net soos my pa, jy weet, hulle was mense na wie 'n mens opgesien het in daai betrokke gemeenskap op daai stadium. En hoe het dinge verander daarna? Ek dink die effek, soos ek gesê het, aanvanklik was dit amper soos 'n vryval. Dit was baie chaoties. Uiteraard was daar redelike finansiële druk. Ek dink ons het dit al in die verlede so gestel. Dit het 'n wesenlike impak op 'n mens, jou persoon, die manier hoe jy funksioneer in die samelewing, as ek dit so kan stel. Armoede is 'n harde werklikheid. So op daai stadium het ons baie planne gemaak. Natuurlik was dit baie ontwrigtend. My broer moes sy studies opskop, my sussie moes hulle studies opskort. Ek was natuurlik in die koshuis wat gehelp het, as ek dit so kan stel. My ander broer Bertus, hy was baie geheg aan my pa. En dit was vir hom geweldig traumaties, soveel so dat hy, sonder om vir my ma te sê, het hy sy skool opgeskort en by die weermag aangesluit. Maar dit het hom natuurlik sielkundig gebreek, hy was te jonk om eintlik in die weermag te wees. So dit het hom baie skade berokken, soveel so dat hy eintlik maar aan posttraumatiese stres gely het. En hy kon nie werklike werk hou na die tyd nie. Die res van ons gesin moes eintlik aangaan met ons lewens, jy weet, ons kon nie terugstaan nie, so ons het almal ons studies voltooi. Almal 'n goeie werk gekry. My ma het Potchefstroom toe geskuif om naby ons te wees, ons het almal daar studeer. Sy het 'n goeie pos daar gekry. Jou ma het by die Waarheids- en Versoeningskommissie 'n beurt gehad om te gaan praat. Ja. Wat het sy vir hulle gesê? My ma Susan, sy het van die begin af was haar standpunt gewees dat geopolitiese, sy het verstaan, Suid-Afrika gaan deur 'n transformasieperiode. Sy was ook net soos my pa redelik apolities, as ek dit so kan stel, maar sy was baie bewus geweest. En sy het op daai stadium gevoel dat, siende dat die polisie ondersoek redelik vinnig gevorder het tot voor die Waarheidskommissie, dat daar nie verdere vordering met die saak was nie. En dit het ook duidelik gebleik dat na 94, met die oorgang van ons nuwe demokrasie, dat dit lyk asof hierdie saak, jy weet, tot stilstand gekom het. En so dit het haar genoop om 'n verklaring daar te gaan aflê, in die hoop dat die partye wat betrokke was, dan nou ook na vore sal kom. En 'n verklaring kom maak. Want dit is tog die doel van die Waarheids- en Rekonsiliasiekommissie. Jy weet, so die fokus daar was op rekonsiliasie, om dan te sê, ons kom na vore, ons sê wat gebeur het, ons kry die geskiedenis agter die rug. En dit het nie gebeur nie. So hoewel sy haar stellings daar kon maak en aantoon wat haar persoonlike gevoel was en wat die impak op ons gesin was, die gevolg van dit was dat in daai tyd, en ek sê dit as hoorsê wat sy aan ons oorgedra het, dat toe sy haar verskyning maak voor die kommissie, het Ronnie Kasril haar genader via 'n prokureur en gesê hulle wil buite die Waarheidskommissie met haar gesprek voer. En sy het dit van die hand gewys. Sy sê, hoekom wil julle buite die Waarheidskommissie kom praat? Daar's mos nou 'n regsproses gereël, daar's mos 'n instelling geskep waar mens hierdie goed kan hanteer.
En sy het toe geweier om so 'n gesprek te voer. Op daai stadium het dit alreeds duidelik geraak dat dit nie lyk asof die polisie op daai stadium die saak aktief verder ondersoek nie. Ten spyte daarvan dat binne maande na sy verdwyning daar redelik baie bewese feite op die tafel was oor wat gebeur het, wie betrokke was, die name van die persone, het daar net eenvoudig niks gebeur nie. So die waarheidskommissie was vir haar voertuig gewees om te kyk kan sy daardeur geregtigheid bevorder en vind, en tweedens om vir my pa se doeleindes 'n saak te veg dat sy dood nie sommer net verniet was nie. Celia, weet julle wie is verantwoordelik vir jou pa se dood? Voor 94 het my ma baie goeie verhouding met die polisie gehad en die ondersoekbeamptes, en hulle het haar op hoogte gehou en hulle die name met haar gedeel. Daar kon met hulle gesprek gevoer word, daar kon verklaringe afgeneem geword het. Niks van dit het gebeur nie. Op 'n stadium met die polisieman my ma gekontak en vir gesê hy kan nie verder aan die saak werk nie, want mense het ingestorm by sy kantoor. Ek kan nie onthou of dit by Tabazimbi of Nylstroom was. En hulle het al die polisielêers kom verwyder wat verband hou met sy saak. En die saak is uit sy hande uit. My ma het van die name gehad en die een persoon was ook, sy familie het in Potchefstroom gebly. En my ma het die foon gevat en sy het hulle gebel. Die vrou wat geantwoord het gevra wie praat en my ma het toe gesê dit is mevrou van der Merwe. En die persoon het dadelik vir haar gesê, hoekom wil jy met my man praat, wil jy hom doodmaak? Nou, jy weet wat vir jou tekenend is van dat daar bewustheid was binne daai families van my ma, van haar verklaring by die waarheidskommissie, en dat hulle eintlik op hulle hoede was, dat ek dit so kan stel. Sy het ook na dit wat sy aan ons gedeel het, dreigoproepe gekry. Dan sê sy nie hierdie saak verder, sy moet dit los in die hande van die polisie. En uiteraard het daar niks gebeur nie, jy weet, dit was net nooit opgevolg. So op hierdie stadium worstel julle seker nog met baie vrae oor wat gebeur het. Wat is daai goeders wat julle nog mee worstel? Ek dink die kern van die saak is nie asof ons verknog is aan die verlede nie, dat ons in die verlede leef nie. Maar 'n mens moet bedag wees daarop. Jy weet, dit is anders as iemand wat aan 'n siekte doodgaan, of iemand wat in 'n motorongeluk doodgaan. Daai is baie tasbaar, dat ek dit so kan stel. Hierdie was vir ons heeltemal anders. Jy weet, dis 'n persoon wat net skielik uit jou lewe uit verdwyn. Dis die een ding. Die tweede ding is dat jy, uiteraard vir my ma was dit baie belangrik om uiteindelik te kan sê dat sy hom kon begrawe het. So vir ons het aangaan met ons lewens, maar jy's nooit ontslae van wat gebeur het nie. So dit is soos iets wat daagliks met jou is. En ek dink selfs een van die redes wat 'n mens dryf is geregtigheid. En dit gaan nie hier oor ons as 'n gesin of dit wat met ons per se gebeur het nie. Ek dink dit gaan vir ons ook oor die groter beginsel van geregtigheid. En ek dink daardie mense het 'n baie groot geleentheid gemis om hulle goeie wil te betoon, om te sê ons wil 'n nuwe Suid-Afrika bou. En ek dink dit is dit wat ons die meeste pla. En omdat hulle dan daai keuse gemaak het om nie daai roete te loop nie,
is in Engels die default posisie is dan moet geregtigheid volledig geskied, wat beteken hulle moet dan vervolg word. En nou vra ons onsself, wat laat dit nou vir ons kinders? Jy weet, om te verstaan dat jy moet in 'n land leef waar daai tweeledigheid geld. Jy weet, daar is sekere reëls vir sekere mense en ander reëls vir ander mense. Is dit dan ook die rede hoekom julle AfriForum genader het om julle te help om by die Kampepe-kommissie uit te kom? Ons het bewus geword in die media van die Kampepe-kommissie. En toe sê ons maar, jy weet, nou sien ons ewe skielik, jy weet, die Kruirock 4 word, hier's mense wat nou vervolg gaan word en hier's nou aksie wat geneem gaan word met ander sake. En so sê ons maar dit is mos nou tekenen daarvan dat daar 'n wesenlike strukturele probleem is. En daarom het ons AfriForum genader en gevra of hulle ons kan bystaan. Om te kyk, kan 'n mens op 'n manier geregtigheid bewerkstellig? En nie net geregtigheid nie, maar kan 'n mens 'n bietjie gelyke beregtiging bewerkstellig? Kan my pa se dood op daai manier 'n bydrae maak om dan te sê, maar as julle sekere sake vervolg, moet julle ander ook vervolg. Nou, ons is ook bewus daarvan dat hierdie vertragingstaktiek gelei het dat meeste van die persone wat betrokke was, nou oorlede is. Van hulle is kort na die insident, dink ek, is hulle weg of het verdwyn. Die ander is oorlede eers in 2001. Ander persoon is oorlede en nou onlangs, ek dink in 2021. Ander in die middel 2000s en dan is daar nog een persoon wat lewe van die wat betrokke is. So vir ons is dit duidelik dat die idee waarskynlik was dat almal gaan eenvoudig doodgaan en die saak is begrawe en daar's nie verdere getuienis nie, want ten spyte van die inligting wat beskikbaar was, was nie een van daai persone ooit ondervra nie. En ons hoop is dat 'n mens formele geregtelike ondersoek kan kry en dat so 'n persoon in die hof gaan staan en hy moet sy getuienis lewer. Dit mag so wees dat die getuienis baie ondermyn is as gevolg van die tyd wat verbygegaan het. Maar nie teenstaande, dink ek dit is die regte ding wat moet gebeur. Die gebruik van openbare ruimtes en sportfasiliteite word dikwels belemmer weens munisipaliteite se versuim om hierdie geriewe in stand te hou. Vroeër vanjaar moes AfriForum en verskeie skole ingryp om die Piltdown Stadion in Pretoria skoon te maak vir die aanbied van verskeie interhoër atletiekbyeenkomste. Dit nadat die Tshwane Metro in 2021 sy omvangryke opgradering van die stadion met groot fanfare aangekondig het. Daar is talle soortgelyke voorbeelde van verval wat elders in die land en in Pretoria spesifiek gelys kan word. Verval was egter nie een van die stad se geliefde sportklubs se grootste kopseer nie, maar wel 'n verdoemende skrywe van die Tshwane Metro. Zelmarie Gelderblom het meer oor die sportklub se stryd. Parke en sportklubs lyk dalk soos ontspanningsruimtes, maar hulle is soveel keer meer as dit. Dit is die groen hart van gemeenskappe. Dit is die plek waar mense mekaar kom, waar samehorigheid is en waar kinders speel. Maar hierdie ruimtes is toenemend onder druk. In Johannesburg oorweeg die Metro tans om bekende sports- en erfenisterreine te verhuur of te verkoop. Groen ruimte speel 'n kritieke rol in die stedelike lewe. Dit is 'n plek vir fisiese en geestelike gesondheid. Dit help met lugkwaliteit, help om die stede te verkoel en help ook met biodiversiteit.
Dit is 'n plek waar mense bymekaar kan kom en waar jong mense in 'n veilige omgewing kan ontspan en sportontwikkeling kan ondergaan. Wanneer hierdie ruimtes verwyder word, verloor ons 'n gedeelte van ons gemeenskap. Die stad Johannesburg sê dat die herontwikkeling van onbenutte eiendom noodsaaklik is vir die bevordering van stedelike ontwikkeling en ook finansiële druk van hulle sal afhaal. Maar kritici is van mening dat hierdie kommersiële ontwikkeling die karakter van 'n gemeenskap heeltemal kan vernietig en ook historiese gemeenskapsbates permanent kan verander. So Ben, ons is vandag by die Harlequin Sportsklub. Kan jy vir my meer vertel wat die kwessie is tussen julle en die Metro? Goeiemôre, ja, ons is 'n sportklub van 1903 af in Pretoria. Die gronde waar ons is vanaf 1953, die geboue is ook 1953. Jy weet, so ons sit met 'n historical sportklub, oudste rugbyklub in Pretoria. Toe in die begin van die jaar het ons die stadsraad ingestap met 'n brief wat vir ons gesê het, as ons nie binne 28 dae ons zonering uitsorteer nie, moet ons die geboue afbreek. Nou, ons het almal geskrik, want ons het in 2021 al weer die zoneringsaansoek ingedien by die stadsraad. Ons is die persone, ons het 'n professionele organisasie gekry om te doen. Die persone is in konstante woordvoering met die stadsraad. Ons het gesê dat dit sou eers in Maart toe, April, nou in Mei sal die saak voor die stadsraad dien en dan sal ons natuurlik 'n ja of 'n nee kry en van daar af kan ons dit hanteer. So ons was baie ongelukkig geweest. Ons deure is oop. Ons is altyd beskikbaar dat die stadsraad nie net gekom het, 'n vergadering met ons gereël het, vir ons verduidelik het wat die probleme is nie. En so ons wag nou vir die stadsraad vir 'n amptelike terugvoer om vir ons te sê wat is die pad vorentoe. Harlequins het vir AfriForum genader met hierdie kwessie in nood en AfriForum het ingespring en gekyk hoe ons die klub kan bystaan en hoe ons die gemeenskap kan bystaan. En wat ons nou gesien het met die hele kwessie is dat die gemeenskap se momentum regtig ongelooflik indrukwekkend was. Die feit dat die gemeenskap werklik net gesê het tot hier toe en nie verder nie. Julle sal nie ons klub en ons gemeenskap hinder nie. Harlequins het saam met AfriForum werklik die Tshwane Metro 'n rooi kaart gegee en daai rooi kaart gaan verseker dat hierdie klub vir nog honderde jare voortbestaan en 'n verskil maak. Wanneer parke en sportklubs verdwyn, verloor ons nie net grond nie. Ons verloor 'n plek van ontspanning, kultuur en samehorigheid. So die vraag bly staan: gaan Suid-Afrikaanse stede hierdie groen ruimtes beskerm of gaan ons dit stadig laat verdwyn? Dit is belangrik dat openbare ruimtes te alle tye beskerm en bewaar moet word, sodat gemeenskappe dit kan geniet. Dit is dan al waarvoor ons vandag tyd het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.